Goeiedag graad 7's en welkom terug, julle mooi kinders. Reg, ons is nou by PowerPoint nommer 2. As julle mooi gekyk het na die werk wat ek vir julle uiteengesit het, die PDF dokument, die getikte een, sal julle sien ek sê vir julle mooi in detail daarso wanneer julle na hierdie skyfies moet kyk. Reg, ons het nou laasweek nie, die vorige keer het ons gekyk na die skyfie 1 wat gehandel het oor inkomstes, uitgawes, al hierdie rekeningkundige begrippe. Onthou ons het gesê as jy enige besigheid het of as jy in die finansiële of besigheidswêreld is, dan praat 'n mens baie van hierdie rekeningkundige begrippe, byvoorbeeld inkomstes, uitgawes, bates, laste, en al daai klas van dinge. Nou gaan ons 'n bietjie kyk weer na die volgende, en dit is wins en dit sal dan nou wees wins en verlies. Reg. As 'n ou gaan kyk in enige besigheid, is dit belangrik dat as jy 'n besigheid het, is jou grootste motto dalk, jou grootste behoefte of begeerte om hierdie besigheid te bestuur, is om wins te maak. En ek glo julle almal sal saam met my stem. As ons nou hier in die derde kwartaal ons entrepreneursdag gaan hou, dan gaan jy sien, jou grootste behoefte gaan wees om 'n groot wins te maak. Nou ek het hierdie stukkie net uit julle handboeke uitgehaal, julle kan ook later na hom gaan kyk. Ek wil net so vinnig deur hom gaan, net om vir jou te wys, hoe gaan ons dit doen in graad 7? Die deel wat ons in graad 7 doen is nog baie maklik en nog baie eenvoudig wat ons gaan gebruik, om hierdie wins en verlies te bereken. In die eerste plek moet jy data hê, reg, as mens wins en verlies bereken. Jy moet data hê. So dit wil vir my sê, al hierdie beskrywings wat ons hier aan die kant het, hierdie geld ontvang uit hier, geld betaal vir materiaal, geld betaal aan lone, ensovoorts. Dit is my data wat ek nodig het. Ek het hierdie beskrywing. Onthou, ons werk nie net nou met, soos in die wiskunde klas, net met bedrae nie, reg. Ons het nie net bedrae hierso nie, ons het 'n beskrywing, want 'n mens moet weet, waar kom die geld vandaan, of aan wie moet ek dit betaal, of waarheen gaan hierdie geld. So daar moet altyd 'n beskrywing wees, as ook die bedrag, reg. So dit is baie maklik. So om wins en verlies te bereken, het ek data nodig, né? Dit sê vir my, al hierdie goedjies wat ek hierdie rampie nou so omtrek, is my data. Okay, so en hierdie data moet twee goeders bevat. Dit moet 'n beskrywing hê en dit moet 'n bedrag hê. Right. Nou gaan ek oor. Nou, daar's 'n klomp state wat 'n mens kan opstel om wins en verlies te bereken. Nou, ek gaan hom so 'n bietjie verander. Hierso is 'n voorbeeld wat ek vir jou ook, jy sal sien as ons klaar met die skyfie en jy moet die werk gaan doen in jou skrif, gaan jy hierdie voorbeeld eers my afteken in jou skrif. Nou hierdie een het net 2 kolomme. Ek hou daarvan om 'n derde kolom by te sit. Julle sal sien ek het 'n derde kolom in julle aktiwiteitboek gesit of julle aktiwiteitsblaai gesit. Die eerste kolom is altyd die beskrywing, reg. sien julle daar die beskrywing? Daar kom my beskrywing in die eerste kolom. Die tweede kolom is my geld, hierdie wat hulle bygesit het by elke beskrywing. Baie belangrik dat jy sal kyk as jy dit, ons sal nou kyk as ons oorgaan ook, dat jy hierdie bedrag by die regte beskrywing sit. Want nou maak jy dalk 'n foutjie en jy skryf hierdie geld betaal en jy skryf dit daarin, maar jy sit daai bedrag dalk in die volgende kolommetjie. Reg, dis baie belangrik dat dit moet ooreenstem. Okay, so die tweede kolom is die totale, nog nie die, kom ons sê die subtotaal, reg? En dan hou ek daarvan om hier in die derde kolom die totaal te sit. So jy gaan daar al jou beskrywings met jou bedrag vat en dit neerskryf, en dan daai totale beskrywing gaan dan net oorskuif na die derde kolom. Reg. Maar dit maak nou nie saak nie. Okay, ons sal mooi daarna kyk as ons terug is ook by die skool. So ons het gesien, as ons wins en verlies wil bereken, het ons paar goedjies nodig. Eerste het ons hierdie data nodig, ons het hierdie beskrywing nodig, ons het hierdie bedrag nodig, en dan moet ons 'n staat opstel. Right, kom ons beweeg oor na die volgende skyfie toe. Julle sal sien hieronder sê ek vir julle sien PowerPoint nommer 3. Dit sal ons dan bietjie later doen. Dit gaan oor hoe ons ietsie gaan bereken.
Alright. Kom ons kyk gou eers na die terme. Kom ons maak gou eers klaar met die terme. Nou is die volgende term wat ons moet leer, wat is wins? Wins is die rede waarom mense besighede stig. Dit is die bedrag wat oor is nou al die uitgawes afgetrek is. Wins meet of 'n besigheid geslaag het of misluk het. Okay, so almal weet wat is wins. Ek glo elkeen van julle weet wat wins. Wins is as ek iets gekoop het, ek sit my winsmarge by, ek sit 'n bietjie ekstra geld by en ek verkoop hom. Reg, dan het ek wins gemaak. Okay, maar dit is die grootste rede hoekom mense besighede stig, is om wins te maak, geld te maak, kapitaal te kry, baie min mense stig 'n besigheid om nie wins te maak nie. En ons noem dit hierdie nie winsgewende organisasies wat ook al. Dit is gewoonlik mense wat liefdadigheidsprojekte of wat ook al doen om mense te help. Maar 99.9% my eie opinie, as mense besighede stig, is om 'n wins te maak. Okay. En wins meet of hierdie besigheid slaag of misluk. As hy slaag, het jy 'n goeie wins gemaak. As hy misluk, het jy 'n verlies gelei. So kom ons kyk wat is 'n verlies. Verlies is die teenoorgestelde van wins. Met die ander woorde, as die uitgawe om die besigheid te bedryf groter is as die inkomste wat die besigheid inkry. Kom ons kyk gou mooi. Hulle sê dit is die teenoorgestelde van wins. So dit wil sê, as die besigheid om die besigheid te bedryf, daai uitgawes om die besigheid te bedryf, as dit meer is as wat inkom na die besigheid toe, dan lei hy 'n verlies. Okay, so dit wil vir my sê, ek het 'n besigheid en op hierdie oomblik gaan dit dalk baie swaar met my besigheid en ek sukkel bietjie met my besigheid want my uitgawes is baie meer. Okay, om my besigheid elke dag te laat funksioneer. Al daai bedryfskoste. Nou onthou ons het die vorige les ook bedryfskoste gedoen. Bedryfskoste is al hierdie kostes wat 'n besigheid moet betaal of aangaan sodat sy besigheid elke dag kan funksioneer. So as daai uitgawes meer is as die inkomstes wat ek verdien, onthou ons het die inkomstes ook laas met die vorige skyfie behandel. As my uitgawes meer is as my inkomstes, dan gaan ek 'n verlies lei. So wat is die geheim? Wat moet 'n ou doen? Wie kan vir my sê? Reg, ons moet ons inkomstes meer kry as ons uitgawes, want dan maak ons 'n wins. Dan is jou besigheid suksesvol en dan misluk jy nie. Reg. En baie keer doen besighede goed, hulle maak 'n wins en hulle slaag, maar dan kom daar hierdie onvoorsiene goed wat gebeur, byvoorbeeld waar ons nou is, en dis 'n goeie voorbeeld van hierdie COVID-19, en hierdie inperkingstyd wat ons nou is. En nou ewe skielik gaan besighede baie minder inkomste kry en hulle het nog steeds uitgawes wat hulle moet betaal. En nou gaan hulle dalk 'n verlies lei. Reg, ons bekommer onsself nie nou daaroor nie, ons bly positief. Right, kom ons beweeg na die volgende skyfie toe. Neem kennis, om wins en verlies te bereken, gebruik mens die volgende formule. En wat is daai formule? Hy is baie eenvoudig, né? Druk jou pyltjie daarso, dit sal wees inkomste minus uitgawes is gelyk aan wins of verlies. So ons vat ons inkomste minus ons uitgawes en dit gee vir ons, het ons wins gemaak of verlies gelei. Kom ons beweeg oor na die volgende skyfie. Reg, seuns en dogters, dit bring ons dan nou by die einde van 1 uit 3. Gaan kyk gou 'n bietjie in jou skrif, in daai werkkaart wat ek vir jou gegee het, wat moet jy doen? Jy kan gou daai werkies gaan oorskryf, want jy mag nie die werk oorskryf en dan eers na die skyfies kom kyk, en kyk eers na die skyfies, dan gaan skryf jy dit oor, want dan het jy 'n bietjie 'n beter idee van die werk, en jy verstaan dit beter. As daar enige navrae is, e-pos my, en laat weet my, dan kan ek julle help. Andersins, as ons mekaar weer sien, dan verduidelik ek dit vir jou mooi netjies vir jou en duidelik vir jou. Maar ek glo julle almal gaan regkom en julle is mooi slim kinders
en ek is regtig trots op julle met die werk wat julle al reeds vir my gedoen het. Oukies, onthou, bly by die eenhede asseblief, moenie vooruitwerk nie. Die volgende skyfie wat ons gaan kyk is PowerPoint nommer 3. Julle sal sien ek maak dit sulke hashtags. Jy moes eers 1 geluister het en die werk gaan doen het en dan na nommer 2 en dan gaan ons na skyfie 3 toe en dan gaan ons 'n bietjie meer somme doen. So ek wil hê jy moet sommer vir my 'n stuk rofweg papierslank reg kry en 'n pen en 'n potlood en 'n uitveer en 'n liniaal en al daai goedjies en asook sommer jou sakrekenaar. Okay, oukies, veilig wees. Sien julle dan weer by die volgende les.